Nou Psalm, jy kan die Bybel oopmaak met Psalm 103 vers 1, asseblief. Ek het broers hier buite gevra, hoe gaan ons hierdie teksvers tot sy volle krag kan lees? Hoe lees ons gewoonlik die woord? Loof die Here, o my siel, alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Maar wanneer jy die Here weet jy loof hom, hoe sal jy volgens sy aandryf? Hoe sal jy die teksvers lees? Ek sal loof, Ja. Met alles in my loof. Jy sien, dit uitroepteken, hy sê, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is. Loof sy heilige naam. Het jy vanoggend die Here geloof en geprys met alles wat binne in jou is? Dalk moontlik nie. Dalk is daar vanoggend bekommernisse, dalk is daar siekte wat pla, dalk is daar iets wat doen. Sonde om vergewensgesindheid, 'n mens weet nooit nie. Maar wanneer dit gebeur, dan kan jy nie die Here ten volle loof en prys nie. Wanneer volgens hier sou staan, en ek maak so, wat sal jy sien volgens? Vergeet nou by die oorlogsmannetjie in jou boek het. Wat sien jy anders daar? Arms uitgestrek. Die kruis. Ja. Soos ek gesê het, wanneer jy lag, lekker lag jy met jou binneste. Nou wanneer jy die woord, wanneer vanoggend die Here kon loof en kon prys het, dan kom dit hoe sê die teksvers, loof hom met alles wat binne in jou is en loof na die Here toe. Dus jy kan nou op na die Here toe, wat jy die Here meer loof en prys. Wanneer jy jou arms uitstrek, dis dit jou medemens. Jou broers en susters, jou werkkollegas, wie almal lokaal. En wanneer daar 'n konflik is of 'n isie is of iets wat nie reg is of besonder, dan maak hy 'n blokkade. Waar? Nou sê jy al moeilik en nou steek jy nie meer jou hande op nie. Nou kyk jy, wat gaan nou die hand volgens met Christus? Jou gedagtes dwaal. Want ek kan nie meer die Here loof en prys met alles wat binne in jou is nie, want daar's blokkades, daar's skynspiere wat keer. En dan kom jy dan staan jy later net in die bank. Jy sê nie meer. Want die pad is toe. Jy kan nie meer die Here loof en prys. So wat jy ons vanoggend kom, elke oggend of elke Sondag of wanneer ook al, moet ons kom en ons die Here loof vir my siel en alles wat binne in my is. Nou kom Matteus 22 vers 37 en hy sê, Jesus antwoord op. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou kom Lukas, en ek kom skryf om anders. Nou kom die wetsgeleerde. Jesus vra vir hoe sien jy dit? Hoe lees jy volgens die gebooie? En hy kom en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele krag en uit jou hele verstand. En jou naaste soos jouself. Hy het gelewer hoe hy kom en hy sit nog by uit jou hele krag met alles wat jy het. Baie keer soos Christene wat hardloop met die kommerhuis hardloop. Dan kom hy daar op 'n stadium, ek glo hy word moe. Ek glo hy begin nou dalk dink, weet jy of hy ver moet gaan nie. Ek sou nie weggetrek het, hele man begin. Jy weet, maar dan kom 'n stadium en net so en baie keer in die werke wat jy doen, raak jy moe. En dan het ek opgedaan nee, dis soos my groentetyd. Daar is 128 treis, goedjies waar jy kan groente plant. Net die blaarslaai die 3-4 het gekom en die wat jy ander blomkole daar 4 het gekom en tomaties is niks en die cherries is niks nie. Nou wonder ou, wat het jy verkeerd geplant? Wat het jy verkeerd gedoen? Maar net so kom het ook met ons verhouding met die Here. Jy moet hom lief hê met en uit jou hele hart. Jy moet hom verloof met alles wat binne in jou is. En dan kom Dawid en hy sê in Psalm 108 vers 4-5. Dan kom hy en sê, halleluja met 'n uitroepteken. Loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Hoe groot is God volgens vir jou? Is hy net so klein volgens jou? Of is hy groot? Groot. So hoe moet jy hom volgens loof en prys? In sy grootheid. Hy kan nie gemeet word nie. Hy kan nie in 'n blokkie gepak word nie. Hy kan nie in 'n vertoonkas gepak word nie.
Hoe baie sit ons ons Bybel daar bo. Een meisie kan kom eendag en sê huislike probleme. En die predikant kom besoek hulle, probeer uitvind wat die probleem is. En dan sê die pa met die Bybel, mooi afgestof, mooi netjies en dan gesels en alles, maar die predikant sê, maar die meisie het 'n probleem. En hy vra vir haar, wat is jou probleem? Sy sê, my pa. Sy sê, die Bybel het al van maande op die kas gestaan en stoffe gehad. Nooit gelees of niks gedoen om die, toe dag toe hy hoor die pop, toe stoffe ook nog af. Hoe soort verhouding met die Here met dit te same? Want as jy loof hom met jou grootsheid, jy kan nie eens in die boek vasvang vanoggend nie. Hy is te groot daarvoor. Hy sê, loof hom met basyn geklank, loof hom met harp en siter, ons het net gitare gehad vanoggend. Loof hom met tamboerijn en koordans, wat al die jare gebeur het, maar mense, hulle het begin, dan was Christus, dan is hier begin rondspring, het begin, wat dink mense van my? Jare terug het ek nie gewaarde oor nie. 'n diens het 3, 4, 5 ure aangehou. Al voel het vir jou soos 'n uur. Dan die Here moet geneem. Jy sien, wanneer jy begin, met jou in jou binneste uit loof en prys. Nou ons is gemeente. As op 'n stadium toe Hanneklap nog gewild was. En in die Pinksterkerke waar groot geword het. Met alle hande. Dink vir jouself wat die 50 of 60 mense almal gelyk so aan dit dan. Klink soos een. Wat doen we? Eenggesindheid. Wanneer die gemeente eengesind raak, wat kan God doen? Kan begin werk. Maar wanneer ek hier kan vir die touw trek, en Christus trek die touw daai kant, en ons gaan nie besluit door die touw trek, maar wat vir ons maak, dan kan God nie werk. Ons moet eengesind wees. Dit vir my sê, koordans, loof hom met snare, spel en vlei, loof hom met helde simbale, loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het, die Here loof. Ons het dit nou gesing. Amen. Ek gaan stil volgens. Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Die wet van die Here sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Dan kom Dawid in Psalm 103 vers 1 en Psalm 150 vers 6 en hy sê dat ons die Here moet loof met alles wat binne in ons is en alles wat asemhaal moet die Here loof. Wie al nie volgens asem. Dit is 'n probleem. Nee, asemhaal dan het jy 'n probleem vanoggend dan lewe jy nie meer. Openbaring 3 vers 1 sê. En die Gees het gesê van die lewe. Jy die naam wat jy lewe. En dit is die dood. Beteken nie net 'n blikkie. As was 'n pastoor, 'n kleringpastoor van Bloemfontein. En hy kom, hy gee ons hier goedjies wat hy kinders het. Hy trek hom so, klak, of wat hy gaan net ook kan maak. Maar die pastoor loop die hele diens vol en hy loop met die ding. En weet jy wat die hele boodskap waaroor gegaan? Baie mense maak geraas, maar as jy los, as hy blootgeleid, dan raak daai ding nie meer nie. Baie van ons ouers en vir ons kinders hier speelgoed self voorgekoop. Gister druk jy daai ding in. Nadat die irritasie vir jou, maar jy kan nie wegvat nie, dan voor jy tyd het. Dan los jou maar, en dan irriteer jou, en dit is wat die vyand maak. Hy irriteer ons, dat ons nie verder die Here kan hoef kan prys nie. Toe ek nog geleer het, toe ek nog kon leer, in een van my studieboeke, het hulle gehandel oor aanbidding, en dan skryf die volgende, en ek moet bril af om te sien. Aanbidding is 'n geestelike aktiwiteit, wat in die gees van die mens begin, maar wat die totale mens van gees, siel en liggaam insluit, die volle pakket. So wanneer jy die Here loof en prys, dan gebruik jy daai pakket om hom te loof. Die liggaam is om jou hande op te steek. En as jy voor die middag die Here loof en prys en koordans, dan jy dit begin doen. Jy kan die Here uitroep, jy loof die Here op my siel, uitskree. Jy kan dit doen, want dit is so alles om God se naam te kan groot maak. Lofpryse is 'n daad van geloof.
Aanbidding daarteen is om in die bewustelike en intieme teenwoordigheid van God te kan wees. Heavenly Father, we appreciate you. Ons begin sing, en jou liggaam begin, wanneer jy begin gedagtes dink, wat verkeerde druk in die man, jy kan begin, net die Here loof en prys. En jy slaan die connection. En die Here kom met sy gees en hy salf jou. Amen. Amen. Het is so wonderlik om dit te kan weet. Waar is ek nou? Alle dinge word uitgesluit. Wat jou vrou, daai onder Christus bestaan sy nie meer. Want daai onder, bedoel nie, wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom. Dan die ou langs jou voor jou, dit, alle irritaties, alle goed is weg. Jy is in die teenwoordigheid van die Here en jy ervaar sy salwing wat deur jou vloei. Weet jy, ek het, as ek vraag van klompie jare terug, dit het intussen ook al baie gebeur, maar die domfout wat ek maak, wanneer ek in die teenwoordigheid van die Here wil kom, wanneer God se gees is my teenwoordigheid, nie my, maar in die teenwoordigheid, maar ek begin ervaar, ek slaan die domkop in, dan wil ek eerbiedig wees. Dan stap ek uit God se teenwoordigheid uit, dan wil ek gekniel hierso. Waar ek in God se teenwoordigheid is. Dit daar 'n paar keer gebeur. Want agterna besef ek, God was by my. Hy wou met my iets gedeel het. Wat maak ek? Ek stap weg. Dit moes onmoontlik dan. Terwyl 'n mens begeerte het dat die Here deel word van jou. Lofprysing gaan aanbidding vooraf en lofprysing lei tot aanbidding. Lofprysing is 'n aksie wat die teenwoordigheid van God skep. Aanbidding is die gesindheid wat reageer op die teenwoordigheid van God. So ons klap lekker hande en loof en prys die Here, maar wanneer ons aan aanbidding kom, dan kom ons laat rustig bly. As ek voetjie, of nou van ek dan dis echt niet eens, ik moet dan vergeet ik het. Het is een prachtige poëzie. Maar het komt al weer dat we zo'n bid die Here. En dan sê jy lekker, dis nie dood die Here om misschien, maar dan begin jy bid die Here en dit voel. Weer elke keer wanneer ek stilte tyd hou en ek kry die kans om die Here te roep te prys, dan sing ek uit voor die, kom nie nou kan onthou die seker maar weet nie wat nie. Maar as jy die teenwoordigheid van God, wat jy inkom. Wanneer ons hande opsteek na bo, weet jy wie van julle ken die Strong's Hebreëse konkordansie? Ken dit? Dan sê jy gaan sien, daar staan 'n woord, yada. Wat hy sê, as jy so om jou hand te gebruik, om in 'n daad van opgewondenheid en dankbaarheid jou hande in die lug op te gooi, in eerbied en aanbidding. So wanneer jy dankbaar is, jy is opgewonde om volgens die Here te loop en te prys. Hou jy nie bang te wees om jou hande op te steek nie. Jy hoef nie bang te wees om te dink wat ander mense gaan sit nie, want jy het 'n opgewondenheid binne in jou. Amen. En jy wanneer jy soos arms opstreek, dan vorm ons basiese kruis, dis wat ek nou gesê het. Die opwaartse vloei is die ons verhouding met God, die opgesterkte arms wys na ons verhouding met ons medebroers en susters. Wanneer ons God loof en aanbid, en die onderstaande blokkades wat ek nou vir jou moet noem, of skeidsmuur is aanwesig, dan blok het ons verhouding en ons aanbidding na God. Dan kan jy nie meer. Wanneer ek en Martie dalk 'n woordewisseling gehad het, net as sy sal kwaad vir my omdat ek iets nie gedoen het, ja, baie goed dat ek nog nie gedoen het, maar as jy dan dalk hier gelukkig is met my, vanavond as ek in my stilte tyd kom, dan voel dit krag. Jy kan nie spontaan bid. Jy kan nie spontaan die Here loof en prys. As 'n kragwerkheid. En dan moet ek eers gaan, baie keer dan gaan ek nou sê, "Maar jong, ek weet ek het kort en ek weet ek moet dit doen." Jy weet al 7 maande wat jy al klaar is, wat kan moet geverf word. Ek het nog nie dit gedoen nie, jy weet. Maar ja, maar dit is goed as wat om keer om God te kan aanbid en te kan doen.
Daar betekent mense, kinders van die Here wat in die kerk kan kom, wat God nie spontaan kan wees. Bekommernis oor die dag van môre. Wat sê die ander woordjie? Because he lives, hy kan face tomorrow. So waarom bekommernis oor môre? Bekommernis vir siekte, bekommernis oor, ja, as jou geliefde siek is, dis dit nie maklik, dis nie lekker nie. Jy slaap nie lekker nie, jy weet, sy lê lang soos sy sê gesond nie, so dat bekommernisse, siekte, soos ek van noem, sonde. Ek glo jy praat van kind van die Here, maar sonde, onvergewensgesindheid, dis die grootste wortel van die kwaad in baie mense se lewens. Daar baie mense wat mense nie kan vergewe nie. Hulle vat hy 'n glasie gif, en drink aan hom, en dan kyk hy soek en sê, want hy weet al nie. Ek gaan doodgaan. Christus weet hoe moet hy doodgaan nie. Mag ek nie steen hom, en ek wil dit nie reg maak nie, maar jy sien, en dit is blokkades van, jy kan nie die Here loof en prys nie. En dit is een van die groot oorsake, hoekom mense van die pad afgaan. Want ek kan nie saam met hy man in die kerk sit nie. Ek kan nie, baie mans en vrouens kyk oor simpelheid. Die Here het gesê, hy het jou vrou geskei oor, hy was nie weermaak. Want die vrou het nie daar paste so uitgedruk, sy het hom nou nie opgerol. As jy elke druppeltjie daar was uitkry, soos kan jy. En jy geloof. Onvergewensgesindheid, dit is goed as wat moeilikheid maak. En dit kom die duiwel, en ek kry het nog maar reg, om het reg te kry om ons lewe. Ons laat het nogal toe betekent. Dan sê ons, loef, ek is 'n kind van die Here, maar kan my broer en suster vergewe. Jy weet het ek nie. Dat bladsy verkeerd getik, ook van u. Hier is hy. Met bekommernis, kom die Here met die belofte, in Matteus 11 vers 28 tot 30. En hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal nie julle rus gee. Nee, ek kyk wie jy is nie, of hoeveel geld jy die bank het, of waar jy bly nie. Ek gaan jou rus gee, ek sal jou rus gee. Hy sê, neem my juk op julle, en leer van my. Amen. Hoekom? Want ek is sagmoedig en nederig van hart. Partykeer kan hierdie eie ek ook maar 'n groot faktor in my lewe wees. Wanneer ek my plannetjies en my willetjies wil doen. Maar die Here sê, kom leer van my. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou my broers en susters, jy wat met jou bekommernis sit oor waar jy môre aan sy bordkos kry, kom na die Here toe. Kom na hom toe. Bekommernis oor jou werk. Ek het nou al 'n paar keer, ek sonder werk gesit. Sonder inkomste. Die huis moet betaal word. Dan moet kos gekoop word. En in Liefdorpsstad het my ouers by my gebly. En ons moet met R500 'n maand neerkom. Huis hier, en maar hy goed is. En ek het ook my kop geskit. Ek sê, Here, ek weet nie. Ek moet elke aand geëet. Ek moet elke aand in ons huis nie verloor nie. Kinders in skool toe. Ek kan ook julle sê, weet nie hoe nie, maar weet hoe. Want God het ingetree. Amen. Jy het so 'n werk hier gesit het. Elke aand het ons geëet. Ek kon my huisrekening betaal. Maar die Here het voorsien, dit loswerke, tot ek weer 'n vaste werk gekry het. Ons sit nou weer in 'n situasie van, ek sou sê, bekommernis nie, maar die bestellings neem maar 'n bietjie af, jy weet, ons kry nie 'n salaris nie. Ons moet blokke maak, dit moet my toe gaan, dan kry ek geld. Dat ek 'n soort van 'n subkontrakteer. Dan die bestellings sê, kan ek die blokke maak. Maar die Here het my 'n goeie werkgewer gegee. Hy het nie vir ons gesê, as nie nou blokke nie, sorry, gaan huis toe. Maak so lank in vooruit. As die bestellings kom en betaal. Dit is hoe God werk, dit is hoe hy gee vir ons. So hy bekommernis is weg. Jesaja 40 vers 29 tot 31 sê,
Hy gee die vermoeide krag en vermenig sterkte vir die wat geen kragte het. Amen. Wat sê Efesiërs 6 vers 10? Wie van julle ken dit? Efesiërs 6 vers 10. Ek moet ook vanaf dink. Wie wil dit sê? Eintlik my broeders, word kragtig in die Here. Uiteindelik my broeders, word kragtig in die Here. En in die krag van wie se sterkte myne? Nooit nie. Sal dit nie maak nie. Maar die krag van sy sterkte. So wat moet ons doen? Ons vat uit bekommernisse aan hy goed is, ons bring dit voor die Here. En die Here sal weet hoe om dit te kan doen. Ek sê die jongens word moeg en mars. En die jong manne stryk homself, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op die vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Wat maak jy volgens jou bekommernis? Dan kan jy na Jesus. Met siekte, presies dieselfde. Jakobus 5 vers 14 tot 16 sê, is daar iemand wat siek is onder julle? Laat hom die ouderlinge inroep, van die gemeente inroep. Laat hulle oor hom bid en laat hom die naam van die Here met olie gesalf hê. Wat hulle hom bid oor hom bid vir sy siekte. Hy sê in vers 15, in die gebed van die geloof sal die kranke red. Die Here sal hom oprig. Dis nie 'n valse belofte van die Here. Dis 'n belofte wat sê hy sal hom oprig. Maar dan kom vers 16. Bely mekaar julle misdaad. En bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Amen. Ons bid vir mekaar. Ons dra mekaar van hart. Ek ken nie almal se name betek in die gemeente nie. Maar ek sê Here, gaan rus vir ons gemeente. Dis 'n lidmaat. Bedek almal. Maar die wat kom en die wat nie kom. Die Here ken elkeen se hart. Die Here weet wat jy nodig het. So ek het nie nodig om te gaan hoor hoe gaan dit met jou nie. Die Here weet. Ons moet net intree. Nou goed met sonde. Sonde is ook 'n groot probleem. Want wanneer jy sonde doen, maak jy self wat. Die Here die pen steel, maak jy self die sonde bly sonde. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onze Here. Dan kom Jesaja 1 vers 18. Kom die belofte van die Here af. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. So moet jy net dus broei oor die sonde nie. Moet jy net, kom ons bely dit en kry dit klaar. As jy kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos geraak is, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos peper, dit sal word soos wol. So daai sonde, maak nie saak hoe. Jy kan glo dat God jou kan red, gaan hy jou dit vergewe. Romeine 10 vers 9 en 13 sê, as jy met jou mond die Here bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode het opgewek het, sal jy gered word. Hier is 'n belofte, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. So as jy Here gesond in jou lewe is, en kyk, ek kan nie volgens sommer voor jou, want ek ken jou nie. Maar jy weet in jou hart, hoe staan jy voor die Here? Ek weet hoe staan ek voor die Here. Ek weet wanneer ek moet bely as ek iets verkeerd gedoen het. Ek weet wat die troonkamer van die Here is daar. Jesus is ons middelaar tussen ons en God, om ons in te tree. Amen. Onvergewensgesindheid. Weet jy my broers en susters, daar soveel mense al gesterf. Ek het 'n vriend, sy sussie, die ou weermag vriend van ons getroud. Ek weet nie hoeveel jaar is hy getroud nie, ek kan nie onthou nie, want ek het kontak met hulle verloor en onlangs 2-3 jaar terug het weer met my vriend kontak gemaak. En ek vra vir hom, hoe gaan dit met Elsa? Hy sê vir sy is dood. Sy dood? Van wat? 'n man het haar verweer.
En ze kon hom nie vergewe nie. Nou, ek weet, dis nie maklik nie. Ek stap by selfe pad, ek weet hier dat pad gestap. Ek kon my vrou nie vergewe het nie, lang. Eendag kom my vrou, hierdie ene. Ja, nee. Sy kom sê vir my seun word 13, ons gaan nou weer Bloemfontein. Ek sê vir jy mag seker gaan. 'n hele naweek. Sal bly vrou met een huis. Dis mos nie moontlik nie, man. Dus sy sê vir my al gery, klaar. OK, ons gaan. En daar het die Here vir my gewys. Dat die geld vergewe. Almal maak foute. Ja. Almal maak foute, jy weet. Maar nou die dag toe ek geantwoord doen vir SASSA pensioen. Kom die vrou, sy stel op die stelsel, sy sê vir my, hoeveel vrouwen is dit? Sy sê, hier staan 2. Want dan kan ek myself nou moedel. Ek het 'n skeibrief wat sê ek is 'n skei. Ek weet nie van nog 'n vrou wat ek het nie. En sy sê my, sy noem my naam, ek sê, pa nee, ek het al lang al lewendig verloor, so sy is op haar eie, jy weet. Gelukkig het hulle sekerheid uitgesorg, maar die feit dat hulle sê, jy is nog 'n vrou, kan moet nie moontlik wees nie. Maar ja, want dit is onvergewensgesindheid, man. En die vrou het gesterf van maagkanker, deur bitterheid in haar lewe. Kyk vir jouself in hoe bitter moet 'n mens wees, wat hy negatief in jou liggaam inwerk. Want dit is hoe werk die duivelpalle. Hy weet wat gebeur. Hy weet wat gaan in mense se koppe aan. Hoekom? Ek het 'n keer berading gedoen vir 'n vrou. Nou, ongelukkig het sy vir Sanspan gegaan. Ek wil nie die leesbene doen. Maar sy het my gevra met hy help. Maar nie om oor te kom nie, om genees te kan word nie. Sy het my gevra om haar te help, om te kan bid en die Here die ander persoon weer terug in haar lewe te bring. En meer ek vir vertel, maar dit is 'n ongesonde verhouding, dit is ongesond, volgens die woord van die Here. En sy nadat maar weggestap, sy het nie teruggekom nie, want sy wou nie breek dit. En daai vrou se lewe vandag, wil ek amper sê, help. Sy het nou 'n paar keer probeer self pleeg, maar sy wil nie na die Here toe kom. Sy verkies om my onvergewensgesindheid aan te kla. En met onvergewensgesindheid, wil ek sê, dis 'n hele skeidsmuur bo jou, wat jou keer om God te aanbid. Daar kan nie 'n greintjie van om die Here te loof en te prys en te vergeet. Dit is die Here, jy kan nie, want die wortel van bitterheid is binne in jou. Jy wil ook sê, nie groot reaksie. Die fokus op daai bitterheid. Wat uiteindelik later die ondergang kan beteken. 1 Johannes 4 vers 10 tot 12 en 20 sê, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Vers 11 sê, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Amen. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hoor wat sê vers 20. As iemand sê ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leerling. Daar is nie 'n omdraai praatjie van wat, hoe of wat. Die woord sê is 'n leerling. As ek volgens ek is lief vir ander as 'n broer, of as dat ek so staan, as ek sê, Here, I love you Lord, and I lift my voice. Maar ek kan hom nie aanvaar nie, ek kan nie hanteer nie. Dan beteken my liefde van God. Nou sê hy, wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie. Hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Waar? Hoe kan jy 'n ander mens nie lief hê nie? God het ons
op verskillende maniere gemaak. Ek het al baie boodskappe gekry en gebring en dit, wat sê, jy is enig in jou soort en jy is enig in jou soort. Ons vingerprinte verskil van mekaar. God het ook elkeen op verskillende maniere gemaak. Maar dan kom die vrug van die Gees. Waarmee begin vrug van die Gees? Liefde. Dan kom die ander verby. Wat sê 1 Korintiërs 13? Waarmee begin hy? Al sou ek in tale praat, al sou ek alles doen, en ek het nie liefde nie. Dit is soos 'n klank in 'n cymbal. Hy dink nie dat ek so getrek het. Of in die bel. Klak. As ek nie kan lief hê nie, dis wat ek is. Wat beteken vir God ook niks. Om God te kan loof en te kan prys, moet ons die blokkades wegkry. Amen. As jy nou vanoggend sê, maar ek kan nie my bekommernisse wegsit nie. Dan wil ek sê, dan het jy nie geloof in God nie. Dan kan jy nie glo dat God die beloner is wat jou probleme kan veroorsaak nie, wat jou siekte kan wegvat nie. Hebreërs 11 vers 6 sê, Zonder geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ja, zonder geloof. Want hy moet glo. Ja. Jy moet glo dat hy die beloner is. Van dit wat jy van hom vra. As ek van kinders toe gaan vra, om my R100 te leer, of te gee, en ek glo nie, hy kan het vir my gee nie. Wat jy op te vra? Wat jy op te leer, al die pad na Christus toe, om R100 te leer, dan kom ek sê ek nie, Christus gaan my nie help, die draai kom en gaan hy weg. Wat sê dit daarvan? Wat sê dit daarvan, om God te vertrou met jou probleme, of met jou siekte, of wat ook al sonde, maar jy kom by die troon van genade en jy draai om en sê, dit nie maar, dit is nou raai. Vraat jou een keer vertel van die ou, hy wou 'n tang by die ander leer. En dit is precies dieselfde van die honderd. En hy geloof, hy gesê, hy gaan nooit die tang kom leer. En hy kom by die ou sy huis geloof. En toe die ou het geklop en alles, en toe die ou die deur oopmaak, die sê vir hom, hou jou tang geskiet. Dit is ongeloof. God kom met sy grote almag. En hy kom en sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. As jy vanoggend sit dalk met bekommernis, siekte, moet dit gelees. Jy kom jy dalk sonde in jou lewe, en jy moet bely. Jy kom met onvergewensgesindheid. Jy sê, Here, ek kan nie 'n persoon vergewe nie. Ek kan nie die daar dit nie. Maar wil ek jou uitnooi volgende, kom voor. Die Here kan alles vir jou verander. Want God wil hê, wanneer jy volgende Sondag weer, jy kom staan, moet daar niks blokkades wees. Amen. Dan moet die Here jou verhouding met jou kind, met jou vrou, met jou kinders, jou broers en susters, jou werkkollegas, moet skoon wees. So wanneer jy begin, sê loof die Here met my siel, as wat binne in my loof sy heilige naam, dat jou lofprysinge kan deurgaan. En dat jy kan sê, loof die Here met my siel, as wat binne in my is. Is dat dan volgende, ek wil nie tyd uitreik nie. Is dat dan volgende iemand wat gebed nodig het? Dis welkom om voor hom toe te kom. Ja, ek iemand. Niemand nie? Moet ek nou weer voor hom toe kom asseblief. Dit is nou nie ek weet op die bord, maar ek het allemaal ken. Wat jy sê? Maar ek weet nie iemand, ek weet dat die gedeel om die bitterheid en goed in my lewe, maar ek kom voor hom toe aan dit daar is iets wat ek wat my vrymoedigheid vir Jesus wegneem. Ek anker nou geval word. Ek neem die uitdraad daar. En op die nacht my gesê, Paulus praat van die doring in die vlees. Ek ken doring, ek ken verhoogmoed. Hoogmoed en ek het 41 jaar lang saamgestap. En Here dat hy hoogmoed kom breek. En dat hy aan die deur kom klop en sê, gaan in Jesus naam. Seker afsit. Dat nie weet jy kom om waarom nie. En ek gebed is Here Jesus, net die kant. En dit is net u, dat hy die herbraak in my lewe kan. Amen. Zo,
Here, ken my sussie vanoggend. Ek ken haar hart, ek ken haar siel, ek ken haar verstand, ek ken haar hele krag, ek ken haar liggaam. Here, het sy vanoggend gekom, Here, met 'n behoefte. En Here, vanoggend u woord sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal vir julle rus gee. Here, en dit wat jy vanoggend gevra het, kom ons vanoggend, Here, en sê dankie, dat u haar die vrede sal gee. En dat u vir haar, Here, dinge uit sal neem. Alle blokkades, alle skeidsmure, alles, Here, wat kan keer dat ek God kan loof en kan prys. Here, dat dit vanoggend, Here, want die vyand kom en hy plaas hy dinge in ons lewens, Here, om ons vrymoedigheid weg te vat, Here. Here, en ek kom vanoggend en bestraf sy werk in die naam van Jesus Christus, Here. En dankie, Here, dat weet, Here, dat sy vryheid uit sal stap. En dat sy sal weet dat daar oorwinning lê in die Here. Here, en dat sy sal weet, Here, wie kan ons skei van Christus? Niks nie, Here. Ons dankie dat ons weet dat u nou met ons sal wees. En dat die Gees van God die saam met haar van haar kop tot by haar voete, Here, dat jy haar sal salf en dat jy haar veilig sal maak en dat jy in u sterkte kan verskyn, Here. Ek dank u daarvoor in Jesus Christus naam. Amen en amen. Prys die Here. Ja, ek voel net as met hierdie bid dat Here, as daar enige sonde, trauma in haar lewe, Here, dat sy dalk vergeet het. Amen. Heilige Gees kom op haar. Amen. Kom wys vir haar dit uit. Dankie. Sy by die troon kom wees. Met sy Here kom vat. Amen. Sy moet daar by die binne uitkom. Dis kom ek doen. Dankie Heilige Gees. Ja, dankie. Here, soms praat mense lewe oor jou wat jy nie van weet. Here, so ek wil bid, Here, enige vloeke wat op haar. Amen. Enige negativiteit. Dankie, Here. Wat haar liggaam, haar lewe omstandighede verander. Ten opsigte van duiwel in die Here. Kom ek in dit. Kom sny dit af, Here. Kom trek swart vermoere. Ek kom sny enige vloeke, enige negatiewe woorde op haar liggaam. Kom sny dit af in Jesus naam. Ek beveel dit met die bloed en sal geen effek meer op haar lewe. Amen. En ek sê dankie, Here, wat u vir haar gaan doen. Dankie, Here. Amen. Amen. As ek poortjie wat ek ken, ek glo so. Hoe groot is ons God? Ons sê hoe groot is ons God. Want almal kan sien hoe groot is ons God. Amen. Kom ons staan en op. Kom volgens. En ons sing die loof en prys die Here met alles wat is. Amen. Amen.
Maak hy julle lewe behoed van maar. Maak hy dat elke tree van julle